Ek nooi jou uit om vir die volgende tyd saam met my deur die Nuwe Testament te stap en te ontdek wat beloning beteken, soos wat ons dit daar kry. Laat ek net vir interessantheid noem, in die Grieks is daar ten minste 8 verskillende woorde en terme wat na beloning verwys. So, dit is die vertalers wat moet besluit watter woord in die Bybel vir ons neergeskryf is. Maar kom ons kyk na wat die Here Jesus sê in Lukas 17, daarvan vers 7 af. Hy vertel 'n storie. Hy sê nou, een van julle het 'n slaaf wat ploeg of vee oppas. Sal hy vir die slaaf sê as hy van die veld af inkom, kom eet eers gou? Natuurlik nie, maar hy sal vir hom sê, maak vir my iets klaar vir aandete. Sit dan jou voorskoot aan en kom bedien my terwyl ek eet en drink. Daarna kan jy self eet en drink. 'n Slaaf wat sy opdrag uitgevoer het, word mos nie bedank nie, of hoe? En nou kom ons by die toepassing. Terwyl die Here Jesus na slawe verwys, verstaan ons dit is in 'n tyd van wat verby is en ons het ander beginsels ten opsigte van mense wat ons in diens neem. Maar die beginsel is dat hierdie persoon in diens van iemand anders is. En nou kom hy en hy pas hierdie storieetjie toe. So is dit ook met julle. Dis is met my en met jou. As julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Met ander woorde, ons het bloot gedoen wat ons graag wou, wat ons in ons hart gehad het om te doen, waarvan ons oortuig was om te doen. En in die konteks hiervan maak Paulus in 2 Korintiërs 4 van vers 17 af die volgende opmerking. Hy sê, ons swaar kry in hierdie lewe. Nou, dis miskien so 'n bietjie van die gedagte van om 'n slaaf te wees. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby. Maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. So, dit is wat eintlik ons beloning sou wees, die ewige lewe, die toekoms. En in 1 Petrus 1 vers 4 word hierdie bietjie meer konkreet voorgestel. Hy sê, nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Dit is beloning. Onverwags, onverdien, net deur die goedheid en die guns van ons hemelse Vader, deur Jesus Christus en die werk van die Heilige Gees. Loop mooi.